elke knie sal buig, elke mond getuig, dat U die Heer. Goeienaand almal van julle. Welkom. Ek is bly om julle almal hier te sien. Ek weet van 2 mense wat nie vir die eerste keer hier so is, van Pringlebaai af, so ons sê vir julle welkom. Is daar nog mense wat vir die eerste keer hier so is? Van waar is julle? Okay. Right. Welkom vir julle ook. Ja, ek is bly om julle hier te sien. Ek hoop hierdie gaan vir julle 'n spesiale geleentheid wees ook. Bietjie anders as om dit op die video te sien. Ons het die eerste keer so bygewoon het, toe sien ek nie ons doen bietjie meer as om net Rickert se boodskap te hoor. Ons sing bietjie en ons gesels en ons kuier en dit is wat dit lekker maak. So, welkom vir julle almal wat hier so is. En al julle ander wat hier so is. En ek wil ook net sê, vir almal wat elke week hier so kom en help stoele uitpak en goed regkry en dit. En ja, dit is sommer net, is maar goed wat hy sommer net van selfspreekend neem, nee. En dan, as jy hier kom, dan het elkeen 'n stoel om op te sit. So dankie vir elkeen wat dit sommer net uit hulle eie doen. Ja, omdat ons deel is van hierdie geloofsfamilie, nee. Kom ek bid vir ons en dan gaan ons lekker sing en dan gaan ons woord kry by Rickert. Here Jesus, ons kom staan voor U in nederigheid en ons kom aanbid U vir wie U is. Here, want as ons net die naam sê, kan ons besef die grootsheid van wie U is. En ons kan mekaar se stories hoor van hoe U in elkeen se lewe gewerk het. Here, ons kan hoor van wonderwerke wat gebeur het. Maar ons kan ook sien die doel agter elke wonderwerk. Here, dat U 'n plan het met elkeen van ons se lewens. En ons dankie daarvoor dat U bemoeienis maak met ons. Ons kan nie anders as om U groot te maak nie, om U naam groot te maak, om te weet U is ons koning, U is ons Here. Ek wil vra Here Jesus dat U vir ons sal seën in hierdie aand. Ons woord gaan lees, vir ons boodskap gaan kry. Here, wil U vir ons dit gee wat U wil hê en dat ons elkeen ons boodskap in ons hart kan gaan bære, dit wat U vir ons wil sê. Dankie Here Jesus vir U liefde, vir elkeen wat hier teenwoordig is, want dit met elkeen van ons 'n afspraak vanaand. Ons dink maar net ons het hier gekom, sommer maar net, maar Here, ek weet U het 'n afspraak met elkeen van ons en ek wil vra dat U vir ons sal seën in dit. En ons ore sal oopmaak en ons harte sal oopmaak om te hoor wat U vir ons wil sê. Amen. Julle ken die storie van die seentjie wat vir sy mamma vra, wat doen die dominee so halfpad op teen die trappe? Julle ken dit. Sê van daai ou grappies. Dan sê die mamma, want dit was nou eintlik sy pappa as die dominee, dan sê die mamma, pappa vra vir Jesus om hom te help met die preek. Dan vra die seentjie, maar hoekom help Jesus hom nooit nie? En dan gewoonlik sê die ou mense na dit, uit die mond van die suigeling, sal die ja, ek dink nou net daai liedjie, wat ons nou net gesing het, wat 'n vriend, jy kan nie gered wees en wedergebore en geesvervuld in so 'n liedjie skryf nie. Dis nie moontlik nie. As jy mooi kyk na daai woorde, dis nie sommer net 'n song nie. Dis dan diep woorde wat praat van baie innigheid tussen die skrywer van daai liedjie en die Here Jesus. Is dit nie lieflik nie? Ja, ek het gedink, ek gaan ook sien dat ons nou so van musiek praat, gaan ek ook vir julle liedjies sing. Ja. Ja, want met so baie gaste hier weet mens nooit of hier 'n talent scout tussen hulle is. Mens weet nooit nie op Piet. Jy moet maar jou kans waarneem as jy hom kry. So die liedjie gaan so.
Maar dis nou, toe ek nou hier staan vandag in die stoele en die mense kom in en die kamera mense werk daar en so aan en ek kyk en almal praat en groet en druk en so aan. Toe dink ek aan hierdie liedjie en julle ken hom. Hy gaan I love this family of God. Hoor mooi. So closely knitted into one. They've taken me into their hearts. And I'm so glad to be a part of this great family. Dis mooi, hè? Dis om weer sing. I love this family of God. So closely knitted into one. They've taken me into their hearts. And I'm so glad to be a part of this great family. Ja, dit is 'n great song, is dit nie? Ja, en partykeer raak ons vies vir mekaar en alles daai sê ons is familie. Dis wat familie doen. So lieflik om julle hier te hê. Ons gaan doen Psalm 4. Psalm 4, ons wil kyk na Psalm 4. Ons het nou al gedoen Psalm 1, Psalm 2, Psalm 3, Psalm 110 en Psalm 4 vanaand. En dis vir die musiekleier, kyk nou net daar, hè? Met snaarinstrumente. 'n Psalm van Dawid. Nou, net so 'n bietjie agtergrond, die Psalm is waarskynlik geskryf in dieselfde tyd as Psalm 3. En Psalm 3 sal julle onthou was die een oor Absalom. So waarskynlik in dieselfde tyd, so Dawid trek die skaal ouderdomsgewys hier laat 50s, vroeë 60s en in die krisis van Absalom. Maar as nog iets wat julle moet weet, miskien wat dit help as jy nou lees wat hy hier skrywe. En dit is, daar was waarskynlik uit verskeie oorde in Israel ontevredenhede, faksies. Dawid is koning in Jerusalem, Dawid is 'n goeie koning, maar daar's mos nou altyd 'n man met 'n gripe. En daar was 'n paar ouens, lyk dit vir my, met klippies in die skoene, presies wat die oorsaak daarvan was, weet ons nie, maar ons weet, daar was nog ondersteuners van Saul, wat nou gevoel het, Saul, dis hulle man, jy weet ons man, Saul. En nou Saul nie meer daar nie, Saul is dood, Dawid se nuwe koning, en daar's nou allerhande gepraatery, en ontevredenhede, en julle weet mos hoe is dit nou. Dit is net 'n eienaardige ding. Wat is daai storie van een vrot appeltjie? Het julle al gesien hoe werk dit? En jy moet dit nou kyk, nee, sê nou maar, jy het nou hierdie gemeentetjie en die predikant, en dan is daar nou een ou daar, wat nou 'n gripe het met die predikant, want die predikant het nou nie vir hom dankie gesê met die laaste skaap wat hy vir die bazaar geskenk het nie. Nou voel hy diep ongelukkig en ontevrede, en jy weet hoe werk 'n ontevrede mens. As jy ontevrede raak, kry jy altyd rede om nog meer ontevrede te wees. Het jy al gesien? Jy moet net mooi kyk. Nee, as jy so begin 'n gly vang in 'n ou, dan is dit, voor jy kan sê gromboontjie botter met stroop, dan het jy sommer 10, 20 ekstra bewyse oor hoekom jy reg is. En jou gly raak net al hoe dieper in daai ou. Net dis so, ken julle dit? Het julle lyk so, waarvan praat hy? Maar dit is so, dus jy, en dan, wat so ou doen is, hy hou dit nooit vir homself hier. Nee, hierdie ou hier langs aan sê, hy die dominee het so goed gepreek en sê hy, jongens, jy weet wat ek weet. Dis mos hoe dit begin. En dan gaan die ou val vir die grappie en hy sê, wat weet jy? En die ou sê, kom drink koffie by my vanmiddag. Nou ja, voor jy kan nou weet, dan is daar sommer 2 rye van mense wat nou saam met hierdie ou in sy gifappeltjie besigheid insink, en kort voor lank, dan is dit 'n kerkraadsding, nie lank daarna nie is dit 'n ringsaak, en voor jy weet, dien hulle iets in by die synode. Dis hoe dit werk. En met Dawid was dit presies dieselfde. Nou julle sal onthou, ons het gelees uit Samuel, 1 Samuel, waar het ons begin, 13 dink ek, 2 Samuel 13, 14, 15, het was nie so klomp gelees nie, nee. Maar daar was die storie van
Absalom wat sit in die voorhof en dan kom die mense vir regspraak en dan sê Absalom vir hulle, toe maar, hulle gaan julle nie help nie. Ja man, moet nie dink jy gaan hier regkom nie. Dit klink amper soos die departement van binnelandse sake in Caledon. Nee, jy stap daar by die deur en jy check en daar staan 'n oue agter, sê, nee, hier gaan niks aan nie. Nee? Het jy hom so? Ja, is verdaas ek, ja, nee. Jong, en dit is, hoor hierso, dit is 15 sekondes, dan is jy so opgehype, jy kan dit nie glo nie. Jy stem sommer weer vir John Foster. Nee, so werk ons mekaars moes ref so op, so jy kan nie glo nie. En Absalom doen dit, maar dit was nie net hy nie, daar was ander mense op wie hy teer, wat hy nou ook weet, hulle te gryp en hy sê, nee, wat meneer, ja, ons is, meneer, kom hier naartoe, ek sal jou help. Sien, so hy werk. So as jy nou hierdie psalm gaan lees, gaan jy nou hoor, hoe, dis nou is die appeltjie in die vrotappeltjie in die sak is nou al ver gevorderd, daar is nou sommer 'n klomp vrotappels, en Dawid is in die middel daarvan, en julle gaan hoor hoe hanteer hy dit, want dit is ook 'n les en 'n half, nou onthou julle, toe ons gedoen het laastens net, Absalom, toe was daar die een knaap, wat so saam met Dawid geloop en dan vloek hy Dawid, onthou julle, gooi hy hulle klip en hy vloek en dan sê die een nou, maar laat ek bietjie met hom gaan gesels, onthou julle, en jy ken daai ou, dis hy ou wat lyk of hy nie 'n nek het nie, staan, hy lyk so, en Dawid sê net, nee, rus jy rustig, God is in beheer, nou daai ou was 'n ondersteuner van die Saul-faksie, en hulle kom met 'n baie diep aanstoot, nou al vir 'n lang tyd, wat hulle mekaar help om die aanstoot lewendig te hou. Terloops, terwyl ek dit sê, ek wil net vir jou sê, as jy in jou familie met so iets het, nee, wil ek hê, jy moet baie noukeurig verstaan, want jy gehoor hoe Dawid dit nou sê hoor, jy moet baie noukeurig verstaan, as jy help, om die aanstoot in jou familie, teen wie ook al, aan te dik, staan jy onrein voor God. Jy moet dit verstaan. So hoor nou, Dawid is aan die ontvangkant nou, en hoe sal hy dit hanteer? Nou net, voor ons nou wegtrek en lees, dink net as jy kan, ek weet nie of jy sal kan so vinnig nie, dink net, wat doen jy gewoonlik in so 'n situasie? Wat maak jy? Want dis goed, as jy nou eers kry, okay, ek tipies sal ek nou so en so, dan lees ons wat maak Dawid, en kom ons kyk of dit 'n verskil is. So vers 2, Dawid hy begin die psalm, hy sê as ek roep, verhoor my o God van my geregtigheid. Ek lees uit die ou vertaling. In benoudheid het u vir my ruimte gemaak, wees my genadig en hoor my gebed. Vers 2, nee, Dawid wend hom op God en sê, u is die God van my geregtigheid. U is die een wat bepaal of ek reg of verkeerd is. Kom, nou daar, dis 'n lieflike plek om te begin. Dis vir my 'n mooi plek. Ek het net gister of eergister so 'n gesprek gehad. Almal van ons is redelik oortuig oor die edelikheid van ons optredes. Nee, ons so aan jy nou gedoen, wat jy gedoen het was dalk nou nie so vars nie, maar jou bedoelings was darm goed. En so regverdig het. Dawid doen nie dit nie. Dawid sê, ja, as ek moet regspraak lewer oor my eie lewe, dan sal ek seker alles kan regverdig, maar ek is nie die regter van my lewe nie. U is die regter van my lewe. So sê u vir my of ek reg of verkeerd is. Hoor julle, dis 'n verskriklike belangrike ding, nee? Daar's twee goed daar wat belangrik is. Nommer 1 is Dawid leef nie in selfregverdiging nie. Dawid sê, u lewer die uitspraak, as u sê ek is reg, al sê almal ek is verkeerd, het ek vrede. Maar as u sê ek is verkeerd, al sê almal ek is reg, is ek diep in my siel ongelukkig. Want my regspraak lê by u, ek wil met u eerste reg maak, en die tweede ding natuurlik daarmee saam is, Dawid sê, die uitspraak van God alleen is belangrik, nie wat mense sê nie, nee? So, in Dawid herinner God en homself aan iets. Ek dink meer vir homself. Hy sê, in benoudheid het u vir my ruimte gemaak. Hy praat van die verlede. Hy sê, Here, u het al soveel keer ingetree in my lewe. Ek het hierdie week so 'n belewenis gehad. Nee, ek en Pippa praat daaroor, ek dink aan hierdie lewe, aan mense, wat die Here in my lewe gebring het,
om 'n radikale ding te doen, en ek het nie vir hulle gebid nie. Ek het nie vir hulle gevra nie. Ek het hulle nie gesoek nie. Hulle het net gekom. Die Here het hulle net gestuur en 'n radikale insette in my lewe en rigtingwendings veroorsaak. Nee, ons kyk nou so terug oor die dekades. Nou sê ek vir Papa, dit vervul jou met twee goed. Die een ding is, dit vervul jou met 'n diepe dankbaarheid, omdat jy sien hoe betrokke is God in jou lewe. En jy dink, wow, selfs die dae of die maande of die jare wat ek my nie eers gesteer het aan God nie, selfs toe was hy betrokke. Dis die een ding. Die ander ding is, dit vervul jou met 'n vrede oor wat nog kom. Nee, want dit sê, kyk, as ek so terugkyk in my lewe, dan sien ek, kyk net wat het die Here alles in my lewe gedoen, en die meeste daarvan het ek nie eers die volwassenheid van gees gehad om te bid vir daai goed nie. Die behoeftes was daar, en ek het nie eers geweet wat my behoefte is nie, maar God het, en hy het voorsien daarin, en hy het mense gestuur. Hoe lieflik is dit? Die God wat dit gedoen het in die verlede, is ook die God wat dit sal doen in die toekoms. Nee, dit bring daai veiligheid. Nou, Dawid sê dit, hy sê, in benoudheid het u vir my ruimte gemaak in die verlede. Hy herinner homself daaraan, jy was al 'n paar keer in benoudheid, jy's nou 60 jaar oud, jy kom al deur hoeveel oorloë, en dit, en daai, en die ander ding, en so, en elke keer het die Here vir jou deurgekom. Ja, Here, u het dit al soveel keer gedoen, ek wend my nou weer na u, dat u my sal help. Hoor my gebed. Goed, dan onderbreek hy sy gebed. Vers 2. Dan praat hy met die vrotappeltjies in die sak. Nee, nou hulle hoor hom nie, en julle gaan sien hoe lieflik is hierdie oefening. Dit is 'n lieflike oefening. Nee, hy doen dit voor die Here. Hulle is nie by nie. Hy het nie 'n megafoon en sê, hey, jy daar. Nee, dis net hy in die Here, en hy sê, hy praat met die manne in die teenwoordigheid van die Here. Hy sê, o manne, hoe lank sal my eer tot skande wees? Hoe lank sal julle die nietigheid lief hê, die leuen soek? Nou, kom ek lees dit net vir julle in die New English of die English Standard Version. Dit sê, O men, how long shall my honor be turned into shame? How long will you love vain words and seek after lies? En die nuwe vertaling sê, hoe lank gaan julle my eer nog skend? Gaan julle valsheid lief hê en voorkeur aan leuns gee. Nou Dawid is direk in gedrang hier. So die leuns waarvan hy praat, die nietigheid waarvan hy praat, daar's eintlik twee betekenis vir my lieflik. Die eer wat tot 'n skande is die feit dat hulle rondgaan en sassamakers is teen Dawid en goed van hom vertel en stories versprei en mense verdag maak teen Dawid. En dit het 'n geweldige effek onder die mense, nee, dit is soos 'n siekte, aansteeklik, dit gaan net so aan. En hulle sê goed wat net glad nie waar is nie. Dink bietjie aan die goed wat hulle gesê het om Jesus gearresteer en gekruisig te kry. Nee, die versinsels waarmee hulle vorendag kom. Kan my net sowel dink dat Jesus ook daar staan en Psalm 4 resiteer terwyl hulle hom ondervra voor die hoofpriester. Ons sien dit nêrens, maar kan dink, kon maklik gewees het, om so na die fariseërs te kyk en sê, o manne, hoe lank sal my eer tot skande wees? Nee, hoe lank sal julle die nietigheid lief hê en die leuen soek? En dan hou hy aan met hulle praat. Hy sê, weet tog dat die Here, sê die ou vertaling, 'n gunsgenoot afgesonder het. Die Engelse vertaling sê, but know that the Lord has set apart the godly for himself. Die Here hoor as ek hom roep. Nou, dis 'n ontsettende belangrike deel van hierdie gesprek. Dawid staan voor die Here. Die manne met wie hy praat is nie daar nie. Maar hy praat met hulle in die teenwoordigheid van die Here. Jy sal nou sien hoekom. En terwyl hy dit sê hy vir hierdie manne, weet ouens, weet net, dat die Here het vir hom 'n gunsgenoot afgesonder. Hy hoor as ek met hom praat. Ek net sien wat sê die nuwe vertaling, want ek sê hy gee so 'n bietjie, besef tog nie, die nuwe vertaling sê dit nie mooi nie, besef tog dat die Here wonders gedoen het vir die wat aan hom getrou is. Nou, dis ook goed, maar hy praat spesifiek van homself. Hy is die gunsgenoot. Die Here hoor as ek met hom praat. Weet julle
nee, dat ek voor die Here staan met 'n oop hart en met 'n rein siel, en dat julle same sweer teen die gunsgenoot van die Here. Nou, ek kan net sowel dink dat Jesus hierdie woorde kan sê. Weet julle dat die Here, dat die Vader vir hom 'n gunsgenoot afgesonder het? Weet julle wie is die gunsgenoot van die Vader? Dis die Seun. Dis my geliefde Seun, en wie ek welbaai, luister na hom. Weet tog dat hy hoor as ek roep. So Dawid verstaan sy posisie voor God. En dan sê hy nog iets. Hy sê vir hulle in vers 5, en dit reflekteer ook op Dawid. Hy praat met hierdie manne en hy sê, sidder. Of ek dink die ander vertaling sê, bewe. Nee, wat sê die ander ene? Ek wil nou sien, as jy ontsteld raak, moenie sondig, nee, 'n nuwe vertaling sê dit nie mooi nie, ekskuus, ek wil net sê, ja, die Engels sê, be angry and do not sin. Die nuwe, ek wil net iets sê oor die ou vertaling hier, want dit is vir my mooi, hy sê, sidder en moenie sondig nie. Nee, so be angry, die ander woord ook is be agitated, but do not sin. So, hier's 'n ding hier in my hart, ek kan omgekrap raak. As jy nou deur die gewone loop van die lewe saam met daai ouens is, en jy hoor al hierdie stories, jy kan nie onderskei, is dit reg, is dit nie reg nie, dit klink vir jou baie waar, jy weet nie, dit veroorsaak 'n reaksie. Dawid sê, ja goed, so jy het 'n reaksie. Hy sê, maar moenie uiting gee aan jou reaksie, op 'n manier wat onrein is voor God nie. Nou gee hy vir hulle raad. Hy sê, be angry, dit word aangehaal in Efesiërs 4, hierdie versie, nee, word kwaad, maar moenie sondig nie. Be angry, moenie sondig nie, sidder, moenie sondig nie, spreek in julle hart op julle bed en wees stil. Nou, ons sien hoe Dawid dit doen in hierdie psalm. Nee, op jou bed, so jy lê nie aand op jou bed. Nou, ek weet nie hoe werk julle breine nie, maar ek gee julle net 'n rare kykie in myne. Dis die tyd van die dag, wat jou brein 6de rad toe gaan. Die aand. Want dan, as ek so lê, ek sê vir pappa, jy sal nie glo waaraan dink ek alles nie, goed wat ek nooit aan dink in die dag nie. Dan hier in die aand, dan val dit my by, en goeters, en jy dink. Hy sê, terwyl jy daar lê, weet net een ding, jy lê oop en bloot voor God. So die raad wat Dawid gee, is hê introspeksie in jou hart. Praat met God oor dit wat jou ontstel en dit wat jou pla, en sorg dat jou hart voor God rein is. Dis die implikasie van sy raad. Want dis presies wat Dawid hier doen. Dawid praat met die manne. Hy praat in die teenwoordigheid van God. En hy het nou net gesê, Here, U is die God van my geregtigheid. U is die een wat bepaal of ek reg of verkeerd is. So ek is ongelukkig oor hierdie manne, hulle is ongelukkig oor my. Hier's twee mense wat ongelukkig is. Hulle is ongelukkig oor my vir redes van hulle eie, ek is ongelukkig oor hulle, oor die manier wat hulle rondgaan, maar nie een van ons twee kan voor God staan en die onreinheid in ons hart regverdig nie. So ek staan voor U in die teenwoordigheid, en ek staan met my hart oop voor U. Mag daar in my gevind word geen weg van smart nie. Nee, Psalm 139. So hy sê dit vir sy vyande ook. Hy sê, goed, julle word kwaad. Julle word kwaad, maar moenie sondig nie. Nee, want jy dink jy sondig teen my. Jy dink jy tree teen my op. Jy dink jy gaan my 'n les leer. Maar in die proses maak jy van jouself 'n vyand voor God. Omdat jy staan in rebellie en in onreinheid met dit wat in jou hart aangaan. En dan sê hy vir hulle in vers 6, hy sê offerandes van geregtigheid en vertrou op die Here. Offerandes van geregtigheid. Die Engelse Bybel sê offer the right sacrifices and put your trust in the Lord. Nou, hierdie is vir my lieflik. Dit is vir my so mooi. Offerandes van geregtigheid. Dit wat God voorskryf. Gee vir God wat hy vra. Is een manier om dit te sê. Gee vir God wat hy vra. Onthou julle met die muntstuk, toe vra hulle vir hom, moet ons aan die keiser belasting betaal? Toe sê hy vir hulle, het julle 'n muntstuk? Sê hulle ja, sê gee, sê wie se gesig is daai? Sê hulle, nee, is die keiser se. Toe sê Jesus die gevleelde woorde,
Betaal aan die keiser, wat die keiser toekom. Maar betaal aan God, wat God toekom. Wat 'n lieflike manier om daai saak net te verantwoord, om te sê, julle loop hier rond en julle is harte met ongelukkig en julle het lang lyste van klagtes en goeders en dit en daai, maar onthou net, op die einde van die dag doen julle verantwoording voor God vir julle optredes. So gee vir God wat hy vra en vertrou op hom. Nou weet julle wat beteken dit, want dit is 'n gelaaide sin. Ons kry dit baie in die politiek ook. In Suid-Afrika het dit baie keer gesien. Ons besluit, ons het verskillende volke in Suid-Afrika en hulle het almal hulle eie agenda. So het my eie volkie ook syne. En ons besluit, hierdie land gaan nou in hierdie rigting. Ons moet iets doen. En dan kom ons manne by mekaar. En ons maak die vensters toe en trek die blindings. En ons praat. En wat ons nie vir mekaar sê nie, is vertrou op God. Dit sal jy nooit in daai vergadering hoor nie. In daai vergadering hoor jy oor hoe moet ons planne maak. En die slim goeters wat ons moet doen om seker te maak dat ons gaan nie onder nie. En dit is 'n reguit woord. Dawid praat met hierdie ouens. Hy sê net soos wat ek op God moet vertrou, rakende julle onheil teen my, is my vertroue op God. Ek het 'n kans, ek is die koning, ek het die army onder my beheer. Ek kan daai ou wat my met klippe gooi se kop van sy lyf afslaan, letterlik. Maar ek doen dit nie, want ek vertrou op God om dit te besleg. Hoekom pak jy jou tasse, Dawid, en wil jy uit Jerusalem uitgaan? Hoekom veg jy nie teen hierdie rebel teen jou nie? En hy sê, die troon is in God se hande. Hy gee dit aan wie hy wil. Dawid demonstreer hierdie saak van absolute vertroue op die Here. Gee aan die Here wat die Here toekom. Vertrou op hom, en nou sê hy dit vir sy vyande. Nou daar's 'n rede hoekom hy dit vir hulle sê. Nou julle sal onthou dat een van die merkwaardige uitsprake in die Nuwe Testament onder gelowiges is dat ons vyande moet lief hê. Nee, het julle dit al raak gelees of nog nie? Wil julle ek moet vir julle sê, waar staan dit? Het staan, jy moet jou vyande lief hê. En dit is niemand praat eintlik daaroor oor wat dit beteken nie en wat dit behels nie. Maar ek wil nou vir julle een ding, as baie om daaroor te sê, en die Bybel is glad nie stil daaroor nie. Glad nie stil. Maar as een belangrike ding, die manier om my vyand lief te hê, is om teenoor my vyand op te tree, rein voor God. Is een manier om hom lief te hê. Lief hê beteken nie, ons sal nou dink, om hom lief te hê, moet jy hom nou om die hals haal, en jy soen hom pap natty op sy wange, verstaan? Nee, weet nie, hoekom het ons daai beeld in ons koppe nie, maar is om te doen, teenoor die ander persoon, presies wat God van my vra, dat ek niks doen teen wat hy sê nie, is altyd 'n aksie van liefde. En een ding om te onthou, wat jy maar kan onthou, dis 'n wonderlike ding om te hou, dis nie sommer net filosofies nie, is ontsaglik prakties, is liefde beteken om aan God gehoorsaam te wees. Alles wat jy doen in gehoorsaamheid aan God, is liefde. Dit is wat liefde is. En vir die eerste keer verstaan ek, hoekom het my pa gesê, om my pak te gee is liefde. Ek het nie gedink, dis vreeslik liefdevol nie. Wat is liefdevol daaraan? Hy slap my, en ek skreeu, en ek gil, en ek smeek om genade. Hulle grootste grappie was, toe hy my wou pak gee eendag, storm ek die kombuis en val voor my ma neer, op my knieë, hande in die lug, en sê, Here Jesus, help my. Hulle slaan my dood. Ja, het was net blykbaar, ek kan nie dit onthou nie, ek dink ek het dit geblok. Maar hy sê, ek was so 'n joggertjie, werp ek my op die genade van die liewe Heer, van my pa se breede hart. Wat so liefdevol daarin, enigiets wat jy doen in gehoorsaamheid aan God, is liefdevol. Dit het my hele uitkyk op die onderwerp drasties verander. Kom ons lees dit gou klaar.
Ekskuus, het ek net by my Bybel. Ja, hy sê, baie sê, dan sê Dawid verder, hy praat, hy is besig nog om met God te praat. Praat met die manne in die teenwoordigheid van die God, geef hulle goeie raad, sê, moenie sondig nie, julle doen voor God verantwoording. Julle sal voor God verantwoording doen. Dan sê hy, baie sê, wie sal ons die goeie laat sien? Nee, dit gaan nou so onstabiel in hulle land. Wie sal ons die goeie laat sien? Is mismoedig, depressief, moed verlore, verhef oor ons die lig van u aangesig, o Here. En iets van Dawid se woorde hier is vir my lieflik, want Dawid sê, die goeie begin by die sien van die aangesig van die Here. Ons sal dink die goeie begin by 'n sterk ekonomie en 'n goeie pensioenfonds en spaargeld en 'n lekker huis en 'n lekker, weet die goeie. Ons dink aan die goeie so. Maar Dawid sien iets anders en jy gaan dit nou sien as hy afsluit met hierdie Psalm. Hy sê, verhef oor ons die lig van u aangesig, o Here. Om u te kan sien is waar die goeie begin. Die goeie te doen met u, nie met iets nie, maar met u. Nou sê hy, groter vreugde het u in my hart gegee, as wanneer hulle koring en hulle mos oorvloedig is. Nou, dis mooi, want as jou koring en jou mos oorvloedig is, beteken dit die oeste was goed. As die oeste goed is die geld goed. As die geld goed is, dan gaan dit goed. Dawid sê, my vreugde word nie bepaal deur wat buite gebeur nie. U gee aan my 'n vreugde wat groter is as die vreugde wat mense het wanneer dit met hulle goed gaan. En die vreugde wat Dawid kry is omdat hy die aangesig sien van hom wat op die troon sit. En dit was Dawid se geheim sy hele lewe lank. Dis hoekom hy kon sê, moenie daai ou nou doodmaak nie, los hom, God is in beheer. Nee, moenie vir Absalom, moet hom asseblief nie seermaak nie. Die troon behoort aan God. Dit sal nie in iemand se hande val vir wie God dit nie wil gee nie. Dawid weet wie God is. Hy verstaan hom, hy sien hom, en dis waar sy vreugde vandaan kom. Nou dink ek, wow, dis amazing. Groter vreugde het u in my hart gegee, as wanneer hulle koring en hulle mos oorvloedig is. Ek wil in vrede gaan lê. So 'n lekker vers om te lees net voor jy in die bed klim. Ek wil in vrede gaan lê en met eens aan die slaap raak. Want u, o Here, alleen. Is dit nie mooi nie? U, o Here, alleen laat my in veiligheid woon. En ek dink, mense kan seker akkuraat sê, jy kan aflei uit iemand se lewe, waar soek hy sy veiligheid? Deur te kyk wat hy doen, wanneer hy in die moeilikheid is. Want as iemand in die moeilikheid is, dan hardloop jy gewoonlik na 'n plek van veiligheid. Dawid is in die moeilikheid hier en hy wend hom tot God alleen. En sê, Here, U is die een, U is die enigste een. Maar mense, ja, ek weet, party mense bid net as hulle in die moeilikheid is, maar hou bietjie dop as mense in probleme kom, waarheen hardloop hulle? Wat is hulle oord van toevlug, wat hulle kies om na toe te gaan, sodat hulle ook kan sê aan die einde daarvan, ek woon in veiligheid. Dan weet jy, wat is hulle God? Kyk 'n bietjie. Kyk net, vra jouself af. As jy skielik in die moeilikheid kom, waarheen hardloop jy? Nee, daar's verskillende plekke waarheen mense kan hardloop. Dawid kon gehardloop het na sy lere toe. En hy het die een van die indrukwekkendste lere gehad in daardie tyd. Almal was bang vir Israel. Hy kon soontoe gehardloop het. Hy kon na sy onsaglike rykdom gehardloop het. Julle weet hoe ryk was Dawid persoonlik? Nee, Papa lees nou die dag, Dawid mag nie die tempel bou nie, so sy seun Absalom gaan die tempel bou. Dawid gee vir hom al die planne,
Wat het ek gesê? Absalom, ekskuus. Salomo, dankie. Iemand is wakker. Ek was nie. Sy seun Salomo gaan die tempel bou. Hy gee vir Salomo al die planne en hy befonds die tempel uit sy eie rekening. Dawid het hy tyd gehad. Sy beleggings was goed. Met al die dinge wat vir hom tel, staan Dawid onbeskaamd met een belydenis. Daar is net een wat my veilig hou, en dis U, o Here. Ek het niemand en niks anders nie. Daar's baie mense om hom, en daar's baie dinge om hom wat vir hom tel. Hy wend hom nie na een daarvan nie. Want hy sê, voor U alleen, Here, né? U alleen, Here, laat my in veiligheid woon. Is dit nie 'n lieflike psalm nie? Dit word genoem, ek dink party Bybels noem dit die aandgebed. Die aandlied. O aandlied, ja. Ja, daar het jy hom. As ek U roep, verhoor my, o God, van my geregtigheid en benoudheid het U vir my ruimte gemaak. Wees my genade en hoor my gebed, o manne. Hoe lank sal my eer tot skande wees? Ja, Dawid steek dit nie weg nie. Hy sê, julle doen my onreg aan, Here. Hulle doen my onreg aan. Hoe lank sal julle die nietigheid lief hê en die leuen soek? Weet tog dat die Here vir hom 'n gunsgenoot afgesonder het. Die Here hoor as ek hom aanroep. Sidder en moenie sondig nie. Word kwaad en moenie sondig nie. Spreek in julle hart op julle bed en wees stil. Ondersoek julle harte. Offer offerandes van geregtigheid en vertrou op die Here. Baie sê, wie sal ons die goeie laat sien? Kom aan, verhef oor ons die lig van die aangesig, o Here. Groter vreugde het U in my hart gegee, as wanneer hulle koring en hulle mos oorvloedig is. Ek wil in vrede gaan lê en met eens aan die slaap raak, want U, o Here, alleen laat my in veiligheid woon. Lieflik. Net gou iemand dalk, is daar nog iemand wat hier sit, net voor ek saam met julle bid. Wat sien jy nog, iets besonder in daai psalm? Miskien is hier iemand wat iets wil sê wat hy raak sien, terwyl ons so deur hom lees. Enige iemand. Julle weet hoe dit hier werk. As ek daai vraag vra en jy kyk af, dan weet ek jy wil iets sê. Julle moet sien hoe lyk dit van voor, is koslik. Enige iemand wat iets wil sê. Ja, sê, asseblief. Nie? Want het dalk ongemakkelijk iets wat ek wil sê. Maar is my nie ongemakkelijk. David sê, hy sê eintlik effektief dat ek is die gunsgenoot van die Here. Dit maak my effens ongemakkelijk dat hy bereid is om homself so te stel as die gunsgenoot van die Here. Ja, ek wonder hoekom. Weet jy dalk hoekom? Dit jou ongemaklik maak. Nee, ek het nog nie lang goed. Ja, hy is 'n gunsgenoot. Ja, ek voel amper, Dawid is hom 'n bietjie, wat sal 'n mens dink? Is hy bietjie arrogant? Ek weet nie, daar iets van dit byt so aan die prentjie. Nee. Maar Dawid is 'n man na God se hart. God het dit getuig. Dawid weet dit. Nee. Maar as ek nie dalk net wys op Jesus wat die Vader se gunsgenoot is, soos jy net gesê het. Ja, wat ons weet, dit is so. En wat ook interessant is van Jesus, nou dat jy dit noem, Jesus het geweet hy is die geliefde seun van God en dit gesê vir die mense. Nee. Net soos Dawid. Ja. Wat beteken Henny? Dink jy ons kan dieselfde sê? Dit sal maar lol. Dit sal maar lol sê Henny. Henny sê dit sal maar lol. Sê? As ek daai oomblik beleef van hy is 'n werklikheid, of hy was dit dan so goed vir my. Hy dink nie. Ja. En ek sien dit en sê ons altyd ek is sy broodjie vir jou, maar dan bedoel ek nie net ek nie. Ja. Ek wil altyd dan nee, ek verwag van jou, sê ek nie ek is. Verstaan jy? Ek dink ons kan almal so voel. Ja. As ons regtig by hom is en ons sien sy heerlikheid dat ons sy gunsgenoot. Ja. Maar as hy ons Here is. Ja, verseker so. Hy sê die Here het vir hom 'n gunsgenoot afgesonder. Hy hoor as ek hom roep. Nee, en want God verklaar dit
dat sy ore neig tot die gebede van die regverdiges? Nee. Omdat hy Dawid altyd opreg berou gehad het sy verkeerd gedoen. Ja, ek weet, as jy nou dink, ja, kyk, opreg berou is iets wat 'n mens moet eintlik 'n bietjie sit en dink oor die woord opreg. Nee, want dit is 'n geweldige ding. As jy dink, hoe oop is Dawid altyd met wat in sy hart aan die gang is? Nee, hoe oop is hy? En onthou julle toe hulle die ark ingebring het, toe dans Dawid, toe hy mos nie sy seremoniële klere aan nie, as julle nou verstaan wat ek sê. En Dawid is net so, hy gee hom net so oor. Nee, so sonder voorbehoud, om oop voor die Here te wees. En dat die skrif sê, en dit is iets ontsaglik kosbaar vir God. Nee? En dit sluit nou aan by jou, wat sê hy was, en selfs toe hy nou so liederlik droog maak, Dawid mins nie, weet hy verdoesel nie goedjies nie. Hy is net oop daarmee, en sê net, Here, wat ook al, u besluit is reg. En hy, die ou Afrikaanse woord is verootmoedig. Nee, is mooi. Is daar nog iemand? Laaste persoon. Ek weet nie vrou, kom praat hy voor God met die mense? Ja, zijn vrou, kom praat hy voor God met die mense? Ek dink, hier is my verstaan, nee? Of dit nou die verstaan is, dis nou 'n ander vraag. Maar hier is my verstaan. So my verstaan is, Dawid praat met die manne wat teen hom, hy praat met die manne in die teenwoordigheid van God. Die feit dat hy kan praat soos wat hy praat, beteken dat Dawid het die getuienis dat hy staan in dit, in sy emosie, staan hy rein voor God. Dis my verstaan. Want as jy nou mooi dink, as jy onheilige goed teenoor mense dink, dan staan jy nie in die teenwoordigheid van God en sê al die vloekwoorde wat jy nou vir hulle wou sê nie. Nee, jy sê mos nie dit doen nie. Maar om in die teenwoordigheid van God met hierdie manne te praat en vir hulle te sê, wetende dat hy wat alles kan sien en die God van my geregtigheid is en regspraak sal gee oor of ek reg of verkeerd is. Ja, so my verstaan is, Dawid hou sy hart voor God rein. Hy praat met hulle regheid, hy praat met hulle op die man af, hy noem die ding wat dit is, maar hy het nie onreinheid in sy hart. Dis my verstaan. Nee, of dit nou presies, dit nou weet ek nie, ons moet seker maar bietjie oplees daaroor. Nog iemand dalk? Daai die agterbankers? Kom ons bid saam. Here Jesus, dit is interessant om te sien dat iemand wat 3000 jaar gelede geleef het, dieselfde goed beleef het as wat ons vandag nog beleef 3000 jaar later. Totale verskillende eras en wêrelde, heel alle uit mekaar uit, maar nog presies dieselfde goedjies in ons harte. En verder is dit so verfrissend om te hoor of te lees, dat iemand 3000 jaar gelede met 'n fraksie van die goeders wat ons het vandag, so 'n lieflike, eerlike, opregte, innige verhouding met u in waarheid gehad het. Nie naaste by al die boeke en die middele en die preke en die groepies as wat ons het vandag, maar so nou met u wandel. Dit spreek so tot ons harte vandag nog. Here Jesus, leer ons asseblief om ons harte voor u rein te hou, ook in die krisisse en die onsmaaklikhede wat ons mee te doen het in ons lewe vandag. Die goeders wat ons bedreig en ontstel en onveilig laat voel. Om te kan verstaan dat die lig van u aangesig is ons grootste vreugde en ons grootste veiligheid. U is ons verlossing, u is ons Here, u is ons God, u is ons heil. Leer ons om voor u te kan staan, om u te ken vir wie u is, met harte wat rein is, offers te bring van geregtigheid, om aan u te gee wat u vra. Leer ons dit. Ons wil weet hoe in ons praktiese lewens,
Mag ons u heerlikheid aanskou. Mag ons siele daardeur lewe. In Jesus se naam. Amen. Elke knie sal buig.